Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels musiek weer vanmôre hier aan die einde van die program soos gewoonlik. En ons praat met die sanger François Jacobs vanmôre op die geelbank. Goeiemôre François. Goeiemôre Pierre, goeiemôre Jennifer. Hoe gaan dit met julle? Goed met jou? Baie goed, dankie. Dis baie lekker om hier te wees. My heel eerste keer hier so by julle op die geelbank. So daarom gaan ons jou van die begin af moet leer ken. En van die begin af begin altyd maar waar kom die liefde vir musiek vandaan? Ja nee, definitief. Vandat ek kleins was dit maar altyd wat ek wou gedoen het. En toe van graad 1 af het ek begin sangopleiding neem. En ja, die res is history. Na skool voltyds maar begin sing. En ag ja, my familie is ook baie musikaal. So my suster sing en ja, my niggie sing en ja, ons het maar almal in die kerk ook groot geword en gesing. Ja. My pa is 'n pastoor, so ons het maar almal was altyd besig om te sing, ja. So. Dis lekker, so jy kan julle eie koor ook begin om te doen. Amper zoiets. Waar het jy groot geword? Waar was jy op skool gewees? Ja, so ek was gebore in 'n baie klein dorpie met die naam van Christiana in die Noordwes. En ja, toe van daar af het ek 'n bietjie rondgetrek. As ek vir julle nou moet begin vertel, gaan dit nogal baie lank vat. So maar ja, ek het opgeëindig hier so in Pretoria. Ek het skool gegaan in Christiana ook daar my skoolloopbaan klaar gemaak en yes, en toe het ek opgeëindig hier in Pretoria en ek kyk hier 'n dag terug nou ja, dit is maar die plek om te wees vir ons sangers. Jy is eintlik nou al 17 jaar deel van die musiekindustrie. As jy nou terugkyk na die laaste 17 jaar, hoe het jy as kunstenaar gegroei? Sure, ek moet sê regtig ongelooflik geestelik, menslik. Ja, daar's so baie dinge hoe mense groei in hierdie bedryf. Omdat daar's soveel uitdagings in hierdie bedryf. Soms is dit regtig moeilik om jy weet as ons kunstenaars 4 of 5 shows 'n week moet doen, dan jy so 'n paar dae is wat jy rus, maar jy weet ek sê altyd jy is altyd so goed soos jou laaste show. So jy moet jouself altyd uitdaag en jouself verbeter en dieselfde met die liedjies wat jy uitbring. Dit is ek sê altyd dit is 'n nuwe babietjie wat gebore word en jy moet hom nou gaan grootmaak en jy moet hom nou aan die mense blootstel en vrystel en ja. Sit jy baie druk op jouself? Ek dink as jy nou sê mense is so goed soos jou laaste vertoning en ek dink mense is en dieselfde met die liedjie wat jy vrystel, voel jy elke keer regtig baie druk of is dit druk wat jy op jouself plaas elke keer as jy die liedjie vrystel? Ek dink definitief is druk wat ek op myself stel omdat mense so graag jy weet perfek wees en dit is onmoontlik. Ja. So en jy wil hê elke noot moet perfek wees en alles moet net perfek wees. Maar met jou vertonings en goed jou stem raak maar 'n klein bietjie moeg soms. Ons sing ongelukkig nog 'n bietjie langer as die ander groot kunstenaars so. Maar ja, ek dink ek sit baie keer self druk op myself. In die ou dae, van die ou dae. 10 jaar gelede, 15 jaar gelede, toe ek nog jonk was. Ja. As jy 'n sanger in die Suid-Afrikaanse musiekindustrie was, het jy 'n geldjie gemaak uit 'n CD uit. Yes. Want jy het 'n CD verkoop. Daai geld het basies verdwyn, nie basies, dit het heeltemal verdwyn. Ja. Daai inkomste en ons moet maar eerlik wees, die inkomste wat sangers kry uit 'n liedjie stream is amper nie eens die moeite werd om te noem nie. Definitief. So die grootste bulk van inkomste vir sangers in Suid-Afrika op hierdie stadium is optredes. Jy verwys na die shows die hele tyd en 4-5 'n week. Optredes is op die ou ende die inkomste vir sangers in Suid-Afrika. Verseker, Soos wat dit was in die 1960s of 70s toe hulle die land moes travel en al die vertonings by al die klein dorpies moes doen. Dit raak nou weer daai setup. Hoe uitdagend is dit om so rond te reis? Want jy sê self, 'n mens moet altyd jou beste gee, want die ja is dalk net van iemand af wat by daai spesifieke optrede jou sien, so jy moet altyd alles gee. Hoe uitdagend raak dit om so deel op die pad te wees? Ja, nee, dit is uitdaging. Ag maar ek moet ook sê dit is ook regtig baie lekker want jy sien die wêreld, jy sien sulke mooi plekke, jy ontmoet ongelooflike nuwe mense en met elke optrede al kom daar net 1 of 2 persone na jou toe en sê vir jou, hoorie, jy het regtig 'n fenominale stem, jy sing fantasties of ons het net gehou van wat jy doen en dankie nou of hulle loop daar weg met 'n boodskap, dan is dit vir my dit is vir my al wat vir my op die einde van die dag die belangrikste is. Dit maak gewoonlik vir my al daai travel en al daai
Jy weet, harde werk vir my die moeite werd. Ja. Hoe stel jy jou vertonings saam? Jy het gesê jy sing nogals lank, so en ek neem aan dit hang ook af van waar jy optree, maar oor die algeheel, hoe lank is 'n vertoning en hoe stel jy dit saam? Doen jy baie covers, doen jy baie van jou eie goeders? Wat is dan van jou go-to covers? Ja, kyk, ek hou van golden oldies, of soos hulle sal sê, goue oue, jy weet mos. So ek is mal oor dit en ook country musiek is ook 'n baie groot ding vir my. Ek hou daarvan om dit lewendig op te voer vir my gehoor. Maar ja, dit is moeilik, want jy moet maar jou crowd lees as jy by die venue aankom, moet jy altyd maar kyk wat se tipe mense is daar binne. Jy kan sommer dadelik in hulle energie voel. Jy sien wat waarvan gaan hulle hou. So verander jy baie keer jou vertoning soos as jy eers by die venue aankom? Om eerlik te wees, ek stel my vertoninglys, my setlys, sit ek letterlik stel ek op so 10 minute voordat ek begin. Okay. Ja, kyk eens wat se mense daar is en wat is daar geniet, wat die atmosfeer is. Ja, nee. Dit maak sin. Hoor hierso, wanneer is gepraat? Hier is jou die liedjie waaroor ons vandag gesels, spel dit uit. Is jou 6de enkelsnit, nee? Ja, dis my offisiële 6de enkelsnit. Daar is ander liedjies soos jy genoem het wat toe daar series was, maar wat nou nie op die digitale platforms is nie, maar ja, Spel dit uit is die nuwe een en ek is baie trots op hom. Tel ons 'n bietjie van Spel dit uit. Waaroor gaan hierdie tune? Ja, Spel dit uit is 'n baie lekker liedjie. Is 'n pop country liedjie, so 'n bietjie in between. Maar dis regtig is 'n lekker naweek liedjie. Ek weet dit is nou Dinsdag, maar jy weet. Maar en dit gaan daaroor, jy weet, hierdie plaas meisie met haar vellies wat jou probeer verlei met haar country moves en country woorde en hoe sy, jy weet, operate. En jy wil nie ingee vir haar nie, en dan eventually gee jou hart tog maar. Dan weet sy jou. Ja. So dit is maar waar hierdie liedjie gaan en ja, dit was net 'n ongelooflike pad met hierdie liedjie. Ek het nooit gedink hy gaan so uitdraai soos hy uitgedraai het nie. Ons het ook nooit gedink hy gaan country gaan glad nie, want dit was 'n pop liedjie. So ja, nee, ek is bly die country elemente is daar en spel dit uit, ja. Maar country is iets wat na in jou hart lê. Baie, die feit dat jy nou 'n stukkie, hoekom het jy besluit om 'n country twang hier in te bring? Ja, dit is toe ek en Ferdinand Sket in die studio gesit het, dit het net regtig van self ontwikkel. Ek weet nie. Ons sing dus daar banjo in en ons is dis dit 'n country song. Ja, lekker. En natuurlik is daar 'n musiekvideo ook vir hierdie enetjie. Vertel ons bietjie daarvan. Ja, die musiekvideo is op YouTube natuurlik en ons het hom geskiet net hier buitekant by Pretoria Oos, baie mooi plek. Dit was nog winter geweest, so die sonsak in die winter is my baie mooi as jy hom reg vang. So dit was baie pret geweest. My vriende wat in die musiekvideo was, ons het nou nie akteurs of niemand gered nie, sommer net vriende. En hulle het lekker stof geskop op die grondpad. Dit het glad nie eens gevoel of ons besig was om 'n musiekvideo te skiet nie. So dit was ongelooflik lekker en ek wil asseblief vra dat die mense gaan loer. Hoeveel van, as jy nou kyk na 'n musiekvideo en die konsep daar agter, het jy regtig baie nou hand aan die kreatiewe proses daar agter of is daar iemand wat eintlik jou help daarmee? Weet jy, ek probeer altyd soveel as moontlik betrokke wees by projekte en by my songs en goeders wat en veral met my musiekvideo's en alles probeer ek betrokke te wees want ek voel altyd daai goed gaan vir altyd daar wees. So jy wil graag oor 10 jaar van nou af wil jy sê, "Yes, ek is nog steeds trots op hierdie musiekvideo. Ek is nog steeds trots op hierdie liedjie van my." So ja, nee, definitief. Ek probeer regtig deel wees van die kreatiewe kant van al die dingetjies. Maar ja, baie mense skryf vir my, baie mense help my ook, waarvoor ek baie dankbaar is. Nou, Franso, jy gaan vir ons nou sing? Gaan jy vir ons Spel dit uit sing? Ja, natuurlik. Ja, maar lekker, ons sien uit daarna, regstreeks in die ateljee. Yes. Baie dankie vir die lekker kuier vanmôre. Baie dankie Pierre, dankie Jennifer, ek waardeer julle baie. Nou ja, Franso Jacobs, bly net waar jy is, want na dit advertensiebreek, dan gaan hy vir ons daardie liedjie sing, Spel dit uit.